Welkom, Dominee Dani en Tannie Sari. Welkom hier by ons. Ons hoop ons gaan nog lank van jou diens gebruik maak. En dankie vir die woord wat jy vir ons gaan bring. Ons het dit uiteindelik reg. Baie dankie. Dit is my en Sari se voorreg om weer saam met u hier te wees en die Here te aanbid vanoggend. Kom ons begin met die oproep van Psalm 95. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Broers en susters in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons sing tot eer van die Here, Psalm 92 verse 1 en 6. Wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed 'n rusdag ons begroet. Kom ons prys die Here met Psalm 92 vers 1 en 6. Daarna gaan ons saam ons geloof bely. Bely nou openlik ons Christelike geloof en ons neem daaraan deel deur elkeen hierdie woorde in ons eie hart te beamoen. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,
die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die Here se wil vir die lewe van sy kinders, die mense wat hy uit hulle sonde verlos het, bly deur al die eeue onveranderd, omdat die Here self ook nie verander nie. Kom ons luister na die wil van die Here soos hy dit in die 10 gebooie opgeteken in Eksodus 20 vir ons opgesom het. Natuurlik moet ons altyd daarna luister, veral na die 4de gebod, ook met 'n Nuwe Testamentiese oor, waarin die 7de dag verander is in die eerste dag van die week, omdat dit die dag is waarop die Here Jesus opgestaan het uit die dood en die Heilige Gees uitgestort is. Maar kom ons luister na hierdie onveranderlike wil van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing nou Psalm 119 vers 36. Waar ons sing van die verganklikheid van alles, behalwe net u wet en duur oneindig is volmaak en eindeloos wyd. Psalm 119 vers 36, daarna bid ons saam. Amen.
Onse Vader wat in die hemele is. Ons aanbid U wat onveranderlik is. U wat gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde is. U by wie daar geen skaduwee van verandering eers kan wees nie. Want U is altyd absoluut volmaak. Ons aanbid U. En ons dankie dat ons U mag ken. Dat ons mag weet wat U wil is vir ons lewens. U onveranderlike wil. En ons dankie dat ons ook mag weet wat U planne is. U groot plan met die mensdom en met U kerk. En met elkeen wat U tot U kind geroep het. Gee vir ons harte wat U onvoorwaardelik aanbid en glo en dien. Ook vandag, ook in hierdie erediens. En ons vra dit ons Vader, want ons het dit nie van self nie. Ons is uit onsself uit sondaars. En selfs nou dat ons U kinders geword het, moet ons bely dat ons nog steeds baie sondes doen. Baie sondes oor en oor. Baie sondes wat ons voorgenem het om nooit weer te doen nie. Die doen ons telkens weer. Ons sondig teen U, ons sondig teen ons medemense. Ons sondig in ons dade en gedagtes en woorde. En baie kere ook in goeie dinge wat ons nalaat. En ons vra dat U ons dit alles sal vergewe. Alles, sodat ons voor U volkome regverdig is. Was ons sondes weg met die bloed van die Here Jesus Christus. Laat dit sy bloed soos 'n vloed wees, wat niks agterlaat in ons lewens nie. En vervul ons so met U Gees, dat ons kinders sal wees wat U Vaderhart verbly met ons gehoorsaamheid aan U. Ons dankie dat ons medegelowiges het, dat ons ook in gemeentes deur U saamgebind is. Ons bid vir mekaar. Ons bid vir mekaar se geestelike welsyn, dat U elke broer en suster van ons sal help om in die geloof te volhard tot die einde van hulle lewe toe. Sodat ons mekaar ook in die hiernamaals weer sal ontmoet voor U troon. Ons bid dat U vir elkeen liefde sal gee en hoop, en dat U vrede in die harte sal laat heers van ons broers en susters. Maar ons bid ook vir mekaar se liggaamlike welsyn, dat U kos en klere sal voorsien vir elkeen van U kinders, ook in hierdie gemeente. En dat U ons sal beskerm teen soveel gevare en bedreigings, dat U weer gesondheid sal gee waar daar siekte is, dat U, wanneer U ons ook liggaamlike kruise oplê wat ons moet dra, dat U vir ons die moed sal gee en die krag om dit gelowig te dra, totdat U op U goeie tyd ons ook verlos van hierdie liggaam wat onderworpe is aan soveel swakhede. Ons bid in besonder vir broers en susters wat beproef word, wat moedeloos is, en wat terneergedruk is, en wat alleen is, en wat hartseer is, en wat bang is vir dinge wat kan gebeur, wat bekommerd is en beangs. U ken al die node wat ons kan tuister. Help elkeen van U kinders
sodat hulle ook van hierdie dinge vry kan word en met die blydskap kan lewe midde in hierdie gebroke wêreld. Die blydskap wat U Gees alleen kan gee. Maar ons bid ook vir hierdie wêreld waarin ons bly. Ons bid vir 'n land waarin daar baie nood is. Ons is dankbaar, Here, vir wonderlike reën wat U gegee het, vir damme wat oorloop, vir riviere wat bruis. Maar ons bid ook vir mense wat skade ly deur die baie water, boere en ander, dat U ook vir hulle sal sorg en hulle sal help, en dat U ook weer die waters tot rus sal bring. Ons bid vir soveel mense in hierdie land wat in haglike omstandighede lewe, wat arm is en werkloos. Leer hulle om U hulp te soek en gee dit vir hulle. Verander dinge sodat mense sal kan werk en dat hulle kos op die tafel sal kan hê en klere aan hulle lyf en dakke oor hulle koppe. En laat al hoe meer mense in hierdie land ook U ken en U erken as God en Koning. Gee veral ook dat owerhede en ander hoëgeplaastes U sal ken en U wil sal uitvoer, sodat die kwaad bedwing kan word en die goeie kan blom tot eer van U naam. Ons bid al hierdie dinge met die vaste oortuiging, U weet wat ons nodig het. U is die Vader wat sorg. U is die herder wat ons lei en wat ons beskerm en wat met ons op pad is na die waters van ewige rus toe. Ons bid tot U met vrymoedigheid en ons doen dit deur Jesus ons Here. Amen. Kom ons sing nou ook van die vertroue waarmee ons die Here nader, Psalm 32 vers 4. U is dit, Heer, wat tot my hulp gereed is, 'n skud en skerm in alle angs en leed is. Psalm 32 vers 4 en dan volg die skriflesing. Ons luister na die Here se woord vanoggend na dit wat die Heilige Gees vir ons laat opteken het in Handelinge hoofstuk 19, die eerste 20 verse hiervan. Handelinge 19 verse 1 tot 20.
En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom. En daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom, dit is Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. En altesaam was hulle omtrent 12 manne. En hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was en voor die menigte aanhou kwaad spreek van die weg, het hy van hulle weggegaan en die disippels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van 'n sekere Tyrannus samesprekinge gehou. En dit het 2 jaar lank geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as Grieke. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was 'n sekere 7 seuns van Skewa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Toe spring die man en wie die bose gees was op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. En dit het bekend geword aan al die Jode en Grieke wat in Efese woon, en vrees het op hulle almal geval, en die naam van die Here Jesus is groot gemaak. En baie van die wat gelowig geword het, het belydenis kom doen, en hulle dade bekend gemaak. En verskeie van die wat met towery omgegaan het, het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand. En hulle die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwerstukke was. So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Hierdie laaste vers is ons teksvers. So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Broers en susters in die Here, sluit julle kinders wat hier is in. Hierdie is nog een van daardie uitdrukkings in die Bybel wat jou so tweede keer laat lees. Die woord het gegroei en sterk geword. Ons kan verstaan as daar in die Bybel staan dat die kerk van die Here gegroei het, of ons kan dit verstaan as daar staan ons geloof het sterk geword, maar hoe gebeur dit met 'n woord? Met die woord? Beteken dit nou dat al hoe meer Bybelboeke bygekom, of beteken dit van die Bybelboeke wat daar was, het hoofstukke bygekry? En as die woord nou kan groei en sterk word, beteken dit die teenoorgestelde kan ook gebeur. Die woord kan kwyn, die woord kan swak word. Kom ons kyk vanoggend, broers en susters, wat dit beteken, dit wat ons hier hoor. Ook vir ons elkeen persoonlik, wat beteken dit vir my? Dat die woord van die Here kan groei en sterk kan word. Ons gaan eers kyk watter woord dit is waaroor dit hier gaan, en dan in die tweede plek na hoe dit kan groei en sterk word. In die eerste plek die woord waaroor dit hier gaan. Die woord waaroor dit hier in ons teksvers gaan, so het ons gehoor in hierdie gedeelte wat ons gelees het, is die woord van die Here Jesus. Die
Die apostel Paulus, so hoor ons hier broers en susters, het daar in Efese, is 'n plek in Klein-Asië, Turkye vandag. Hy het daar eers vir 3 maande in die sinagoge, veral met die Jode geredeneer oor die koninkryk van God. Maar van hulle het aangehou om hulle daarteen te verset, en toe het hy weggegaan, en toe het hy van die disippels gevat, die mense wat klaar volgelinge van Jesus was, en hy het op 'n daaglikse basis vir 2 jaar lank met hulle samesprekings gehou in die skool van 'n sekere Tyrannus. Die gevolg hiervan was, so lees ons in vers 10, dat die woord van die Here Jesus wyd bekend geword het. So dis die woord waaroor dit hier gaan, die woord van die Here Jesus. Hierdie woord van die Here Jesus verwys verseker in die eerste plek na dit wat die Here Jesus self gesê het en geleer het en verkondig het toe hy hier op aarde was. Maar so weet ons uit dit wat die apostel Paulus self in sy briewe daaroor skryf, die woord van die Here Jesus verwys ook na die woorde wat oor die Here Jesus gesê is. In die Ou Testament al, deur die profete byvoorbeeld, voor Jesus al hier op aarde was, en nadat hy hier op aarde was, deur Paulus en deur die ander apostels, wat deur die Heilige Gees geïnspireer was, om vir ons te verduidelik wat beteken die werke en die woorde wat die Here Jesus hier op aarde gesê en gedoen het. So die woorde van die Here Jesus is dit wat hy self gesê het, en dit wat oor hom gesê is in die Bybel. Kom ons maak dit eenvoudig. Die woord van die Here Jesus is die boodskap dat hy na hierdie aarde toe gekom het en dat hy vir ons sondes geboet het deur te ly aan die kruis en deur te sterwe en so die skuld op ons sondes vir ons te betaal. En die woord van die Here Jesus is die boodskap dat hy uit die dood uit opgestaan het met sy liggaam en dat hy so gewys het hoe gaan hy ons almal eendag liggaamlik uit die dood uit laat opstaan. En die woord van die Here Jesus is natuurlik ook sy wil vir die lewe van sy disippels, waarvan die eerste gebod is, so het ons vanoggend weer gehoor, en hoe aktueel was dit nie daar in Efese nie. Die eerste gebod is, dat die Here is die ware God, daar is nie iets soos afgode nie. Afgode bestaan nie regtig nie. En towery is duiwelswerk. So dis die woord van die Here Jesus waaroor dit hier gaan, broers en susters. Dis nie, die woord van die Here Jesus is nie die bespreking van allerhande filosofiese en teologiese en sielkundige temas nie, maar dis die basiese boodskap van hierdie boek wat ons ken as die Bybel. En dis hierdie woord waarvan ons nou hier in ons teksvers hoor, dat dit gegroei het en sterk geword het, met krag. Kom ons kyk nou wat dit beteken. Eers 2 algemene opmerkings, broers en susters. Die eerste een is, hier staan letterlik in die Griekse taal, dat hierdie woord met krag aangehou het om te groei, en aangehou het om sterk te word. So dit was nie iets wat vir 'n oomblik gebeur het en toe hou dit op nie. Dit was 'n aanhoudende proses. 'n Tweede opmerking, die woord groei sê vir ons baie mooi en baie duidelik, die Here se woord is nie 'n dooie ding nie. Dis 'n ding wat lewe. Want 'n ding wat lewe, net 'n ding wat lewe kan groei. 'n Plant byvoorbeeld, 'n boom byvoorbeeld. Maar goed, hoe groei 'n woord nou? Die Here se woord kan ten minste in 2 opsigte groei. In die eerste plek groei dit deurdat al hoe meer mense die woord hoor en dit aanvaar as die woord van God en dit glo. Daarvan het 'n mens al gelees in Handelinge 6 vers 7. Handelinge 6 vers 7 klink so: en die woord van God het toegeneem, gegroei. En die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder. En hierdie is een van daardie ene wat in die Griekse taal beteken dit wil sê. So Handelinge 6 vers 7 klink so:
en die woord van God het toegeneem. Dit wil sê, die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder. So dis die eerste manier waarop die woord kan groei. Die Heilige Gees kan met die woord al hoe meer harte oorrompel, al hoe meer mense disippels van Jesus maak. Maar daar is ook 'n tweede manier waarop die woord kan groei, broers en susters, en dit is deurdat die woord se impak, se trefkrag in mense se lewens en in die samelewing selfs al hoe groter kan word. Hoe beter jy die woord ken, hoe beter jy die woord begin verstaan, hoe meer begin jy begryp wat is die konsekwensies daarvan vir jou lewe en vir die lewe van mense in die samelewing. En van hierdie groei van die woord het ons 'n mooi voorbeeld gelees in die gedeelte van vanoggend. Hierdie mense wat hulle toorboeke in die openbaar kom verbrand het. Wat sien ons hier? Ons sien die woord van die Here het hierdie mense nie net tot geloof in Jesus gebring nie. Hierdie mense het nie net die woord van die Here het hierdie mense nie net laat besef towery kan nie meer deel wees van my Christelike lewe nie. Maar die woord van die Here het hulle nog verder gedring, dat hulle openlik hulle breuk met die towery kom wys het. En dat hulle die pad terug soontoe toegemaak het, deur die boeke wat hulle daaroor gehad het te verbrand. En in die res van die hoofstuk, die verdere gedeelte wat ons nou nie vanoggend gelees het nie, word daar dan beskrywe ook hoe daar in Efese 'n hele bedryf, 'n groot bedryf, die bedryf van mense wat tempeltjies gemaak het vir die godin Diana. Hoe hierdie hele bedryf in gedrang gekom het, omdat al hoe meer mense in Efese besef het, wat is die konsekwensies daarvan, as ons nou tot geloof in die Here Jesus Christus kom, dan kan ons nie meer daardie dinge koop nie. So die woord van die Here het ook gegroei, deurdat die impak daarvan op mense en op die wêreld al hoe groter geword het. So die woord groei in omvang, en die woord groei in trefkrag. En hoe, broers en susters, word die woord sterker? Want ons teksvers sê die woord groei en die woord word sterker. Die woord word sterker deurdat dit hoe wyer dit nou in die samelewing versprei en hoe groter die trefkrag daarvan is, hoe sterker vasdrapplek kry dit in hierdie wêreld. So sterk naderhand dat die woord kan nie meer weggepraat word nie. En die woord kan nie deur mense wat daarvan hou wat nie daarvan hou weggewens word nie. Dis dan met die woord presies soos met 'n boom wat groei. Hoe groter 'n boom word, broers en susters, hoe sterker word sy takke, hoe dieper grawe sy wortels in die grond in, sodat dit later glad nie meer so maklik is om sy takke te breek of om hierdie boom om te stoot of uit te trek nie. Die woord van die Here het in die eeue na hierdie so sterk gegroei, dat dit in die Romeinse ryk, wat vir eeue saam met die res van die heidendom heeltemal vasgevang was in die diens aan afgode. Die woord van die Here het so sterk geword, dat dit in die Romeinse ryk die oorheersende godsdiens geword het. Dis waarvan ons teksvers praat, broers en susters, van hierdie proses wat plaasgevind het. Die woord wat gegroei het in omvang en in trefkrag, en so al hoe sterker geword het. En dit alles lees ons nog hier in ons teksvers, het met krag gebeur. Is natuurlik nie net die blote woord wat dit alles laat gebeur nie. Agter hierdie woord en in hierdie woord van die Here Jesus is daar die werk van die Heilige Gees. Dis hy wat met goddelike krag harte oorrompel met die woord, sodat hulle dit glo. Dis hy wat mense se insig in die woord al hoe meer laat word, sodat hulle al hoe meer besef, wat is die konsekwensies, wat is die werklike trefkrag van hierdie woord in my lewe. En dis hy wat so die woord al hoe meer onbreekbaar, onuitroeibaar maak in hierdie wêreld. So die woord groei en word sterk met die krag van die Heilige Gees.
Dis ons teksvers, broers en susters. Dis 'n vers wat jou 'n tweede keer laat lees, maar dan tog nie onverstaanbaar is nie. Kom ons kyk wat beteken dit nou ten slotte vir ons elkeen persoonlik. Of 'n mens hierdie vers in die Bybel glo, en of jy dit nie glo nie, gaan 'n baie groot invloed hê op hoe jy die Bybel sien en gebruik. As ons hierdie vers nie glo nie, dat die woord van die Here kan groei en dat dit sterker kan word en dat dit met krag onuitroeibaar kan word uiteindelik. As ons dit nie glo nie, ons as individue of ons as kerk van die Here, dan gaan ons nie baie moeite doen om die Bybel te lees nie. Dan gaan ons nie baie moeite doen om die Bybel te bestudeer en beter te verstaan nie. Ons gaan tevrede wees om so 'n teksie per geleentheid Christen te wees. Nou wil ek sê, broers en susters, om by geleentheid 'n spesifieke vers in die Bybel vas te gryp vir jou eie geloofsopbouing, dis nie verkeerd nie. Die Heilige Gees kan selfs net een sin in die Bybel gebruik om iemand tot geloof te bring, of om iemand se geloof te versterk, of om iemand te vermaan, of om iemand te vertroos. Maar 'n paar gepaste teksies moenie die een en al van ons Bybelkennis wees nie. As ons Handelinge 19 vers 20 nie glo nie, dan gaan ons nie moeite doen om die Bybel beter te ken en te verstaan nie. En weet jy, dan gaan ons ook nie moeite doen om die Bybel aan ander mense deur te gee, die Bybelse boodskap nie, want in ons koppe dink ons mos nou, ag, hierdie boodskap kan nie groei nie, hy kan nie ander mense bereik nie. Hierdie boodskap kan nie trefkrag hê nie. Hierdie boodskap is nie sterk nie. Maar as ons hierdie vers glo, dan gaan 'n mens doelbewus moeite doen om die Bybel te ken en al hoe beter te verstaan, broer en suster. En in vandag se tyd is daar niemand van ons wat kan sê, ek weet nie hoe om dit te doen nie. U weet, daar is talle, om maar net dit te noem, talle Bybelgetroue webwerwe wat vir beginners in Bybelstudie en vir gevorderdes in Bybelstudie baie goeie leiding gee om die Bybel te bestudeer. U moet maar net seker maak, en as jy twyfel, vra vir die ouderling of u predikant, u moet maar net seker maak, u is by 'n Bybelgetroue webwerf. Maar ons kan die Bybel beter ken en verstaan. En weet jy, hoe beter 'n mens die Bybel ken en hoe beter jy die Bybel verstaan, en natuurlik gaan ons dit altyd doen met die gebed dat die Heilige Gees met sy krag deur hierdie woord in ons moet werk. Maar hoe beter jy die Bybel ken, hoe vaster, hoe sterker gaan jy aan die Here Jesus vasgryp as jou verlosser. Hoe sterker gaan jou verlange word om hom eendag te sien van aangesig tot aangesig. Hoe meer gaan jy begryp wat behels 'n Christelike lewe regtig. Hoe radikaal, hoe onomkeerbaar 'n mens moet breek met die sondes in jou lewe. Hoe meer gaan jy, om by wyse van Spreuke dit te sê, jou toorboeke openlik verbrand. En hoe beter jy die woord van die Here ken en verstaan, as jy hierdie teks glo, hoe meer gaan jy met vrymoedigheid oral die woord van die Here begin vertel. Selfs daar waar jy voorheen gedink het jy gaan niks daarmee bereik nie, want jy glo mos nou, die woord kan groei, hy kan nuwe harte inpalm, hy kan mense tref met krag wat van God afkom. As die woord by ons, broers en susters, en in ons tyd rondom ons nie groei en sterk word nie, dan sal die grootste deel van die skuld daarvan ons sin wees. Ons glo nie hierdie vers nie. Maar ons is mos mense wat elke vers van die Here se woord glo. Nie waar nie, broer en suster? En daarom ook hierdie vers. Amen. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemele is.
Ons dankie dat U seun vir ons gegee het, ons Here Jesus Christus, met alles wat hy gedoen het en vir ons beteken. En ons dankie dat U vir ons deur U Gees die woord van die Here Jesus gegee het. Gee nou ook in ons harte die oortuiging dat hierdie woord kan groei en kan sterker word. En maak ons mense wat met ons lewe wys dat ons dit glo. Maak ons elkeen getuie van U. Maak ons elkeen 'n mens wat kragtig breek met die sondes wat daar in ons lewe is. En laat in ons tyd ook U woord groei. Laat al hoe meer mense tot geloof kom. En laat die impak van U woord in U kerk en in ons elkeen se lewe en in die samelewing net al hoe meer en meer toeneem. Sodat U koninkryk sal kom en U wil sal geskied en in dit alles U naam verheerlik sal word. Ons vra dit uit genade alleen. Amen. Ons gawes word nou opgeneem. Daarna sing ons dan van die Here se kragtige woord en van sy almag. Psalm 33 vers 5. Die Heer se woord is skepingsmagtig. Psalm 33 vers 5 direk na die kollekte. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader
en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen.